Goeiemôre vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings vanuit die woord digitaal. Op hierdie mooi dag is dit my voorreg om saam met jou stil te word rondom die Here se woord. Mag die Here vanmôre ons harte open en deur sy Heilige Gees hierdie kosbare boodskap in ons lewens bewerk. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons lees vanmôre Psalm 33 vers 18. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees, op die wat op sy goedertierenheid wag. Die psalmskrywer van Psalm 33 kom vanmôre in hierdie pragtige teks en bevestig aan ons dat die oog van die Here op sy kinders is. Toe die Here ons gemaak het, het hy ons hier op aarde geplaas met 'n spesifieke doel. Maar hy het hom nie onttrek van ons af nie. Hy is betrokke by ons. Hy is by ons. Hy werk in ons deur sy Heilige Gees. En hy gee sy woord aan ons, sodat ons sal weet wat sy wil vir ons lewe is. En nou sê vers 18, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Die mense wat die Here dien, wat getrou is aan hom, wat gehoorsaam is aan hom, kan verseker wees van die feit dat God hulle raak sien. Ons het die Here leer ken as 'n God van liefde en genade wat bemoeienis met sy kinders maak. En as ons gehoorsaam aan hom is, dan sal hy altyd by ons wees en ons seën en saam met ons 'n pad loop. Die wat op sy goedertierenheid wag, met ander woorde op sy goedheid en seën, kan verseker wees dat die Here sy hand oor ons hou. Broeder en suster, ek en jy word opgeroep in ons teks van vandag om 'n pad saam met die Here te loop. As ons lief is vir die Here, dan wil ons gehoorsaam aan hom wees. Dis vir ons 'n wonderlike voorreg dan om vir hom te lewe. En dan beloof die Here ook dat ons sy goedheid en seën sal ontvang. Ons kan weet dat ons in God kan verbly, omdat sy oog op ons gerig is. Die Here wil graag saam met jou ook in hierdie dag 'n pad loop. Hou jou hand in sy hand. Doen wat sy woord van jou vra. Gaan lewe tot sy eer en weet dat as jy 'n pad saam met hom loop, sy oog op jou gefestig is. Kom ons loof die Here vir wie hy is vandag, vir sy bemoeienis met ons, vir sy liefde en genade, en dat hy 'n God is wat betrokke is by ons lewe. En kom laat ons vandag aan hom toewy en gehoorsaam gaan doen wat hy van ons vra. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie mooi dag uit u hand. Ons loof en prys u vir u goedheid, u liefde en genade, en vir alles wat u vir ons doen en beteken. Dankie dat u ons koning is en ons verlosser, en dat u oog op ons gerig is, ons wat u kinders is. Wil u hierdie mooi dag vir ons ryklik seën, Here, voorsien vir ons in alles om van te lewe, vergewe al ons sondes, en vul ons harte met u liefde en vrede. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n geseënde dag vir u.